Seun van God het nog geleer. O Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet Goeiedag, hartlik welkom saam met my, Andries Besuidnout, by ons program Jesus doen dit weer. Dankie vir die saamkuier, dankie vir die laat weet, dankie vir die boodskapies wat u stuur, en dankie dat julle saam met ons bid. Ek wil vir u vra weer eens, moenie huiwer om gebedsversoeke vir ons aan te stuur nie. My nommer verskyn, julle is meer as welkom, WhatsApp, Messenger, my persoonlike kontak, sodat ons werklik die evangelie van God kan uitdra. En vandag is dit my so groot voorreg om 'n mede-sissie in die Here saam met my te hê, wat werklik, ek glo haar roeping uitgeleef het, wat God haar voorgeroep het, en sy is nog steeds besig met dinge. Maar vandag gaan ek laat sy haarself aan u voorstel, en sy gaan ons hierdeur, deur dit wat die Here met haar, op haar ouderdom, nog steeds laat doen, gaan sy ons stig, sy gaan ons bemoedig, sy gaan vir ons laat weet, ons doen dit nie vir onsself nie, ons doen dit om God te verheerlik. My sussie Hetty, groet die mense vandag. Goeiedag, ek is Hetty Orfer. Ek het vir 12 jaar You for Life in Salaris Pas gedoen, waarvan ek vir julle sal vertel waar het gebore is en waar ons groter geword het en hoe die Here dit expand het, en van my aftrede daarin, seker so 2 jaar terug, en wat die Here se doel daarmee is. So ek sien uit om met julle te gesels. Dankie, Andries. Hetty, ek wil by jou weet, waar dit begin, waar het die saadjie geplant geraak met om You for Life te begin. Dan kan ons bietjie van daardie punt af aanbeweeg, en dan kan jy vir ons vertel, presies, jy gaan aan oor wat is You for Life, hoe is hy gebore, hoe dit die Here met jou begin werk, hoe die Here met jou gepraat, so. Okay, ek moet eers 'n bietjie geskiedenis vertel uit Pretoria uit, want daar is waar het begin het. Ek myself was eintlik, wat almal altyd gesê het, 'n vreeslike rebellious tiener gewees. En, en dit het vir my, ek het altyd gewonder, hoekom sê mense so? En is altyd, hoekom ek leadership gevraagteken het. Want in ons daar, jy sal onthou Andries, toe ons groot geword het, het ons gehoor, jy sê so omdat ek so sê. Jy doen dit omdat ek het doen. En as tiener was dit vir my soos 'n rarig, is dit al wat julle my kan sê, ek soek die waarheid, ek soek die rede, ek wil weet, as ek het verstaan, dan kan ek mos gaan, maar die woord sê vir ons, my volk gaan 'n gebrek aan, hulle gaan ten gronde, as gevolg van 'n gebrek aan kennis, jy verstaan of verstaan, as gevolg van 'n gebrek aan verstaan. En anyway, soos ek nou getarget en gelabel as 'n rebellious tiener, en toe het ek nou maar groot geword, en ek het gekyk na hierdie boelies wat hulle sê in die skole is. En ek het bietjie gaan kyk, en boelies is eintlik van jou beste leiers. Net omdat hulle alles bevraagteken. En omdat vir my, boelery is nie reg nie, maar kinders en tieners weet nie hoe om te skree en te sê help my nie. Hulle verstaan nie hulle emosies nie, so hulle doen op verkeerde maniere, en hulle doen dit op, plain simpel verkeerde maniere. Ek het so 'n videoklipie gehad van my een kleinkind, hy wou nie huil nie, en sy pa het vir hom so geskit met sy geboorte gesê, skree 'n bietjie vir pappa, en toe uiteindelik huil hy, en almal is bly, hy huil en hy skree, en ek het daai klip altyd gebruik met training en gesê, maar wanneer ons tieners skree, dan sê ons bly stil. En 'n tiener skree deur wangedrag, en nie sulke goed, en dit het my regtig begin stir, en laat begin uitvind, hoe kan mens hulle help? Seker maar 'n bietjie counselling in my in, alhoewel ek meer 'n life coach is. Maar baie mense het deep counselling nodig, so ek sal hulle verwys, en dan sal ek life coaching deel doen. En so het ek begin om detensieklasse te doen. So ek het detensieklasse aangebied, en die kinders het my vreeslik gechallenge. Hulle het sê, Tannie, ons sal jou wys, ons sal jy verander. En sê ek altyd vir hulle,
ag, weet julle, dis nie my probleem nie. Maar wanneer jy 26 is, en jy's ver van my af, dan kom jy in die moeilikheid, en onthou jy wat ek jou gesê het. En dis my hoop. So dit toe nou begin, en toe het iemand vir my gesê, maar al die goed wat jy weet, ek het myself maar so geleer, counseling kursusse gedoen, so 1 of 2, maar al die goed wat ek weet, sê iemand vir my, maar kom sit jy dit nie in 'n boekie vorm nie. En ek sê, nou asseblief, ek kan nie skryf nie, en net nie dit nie. En sy sê, maar ek ken iemand wat vir jou sal doen. Ek sê, maar ek het nie geld nie. En sy sê, maar die vriendin sê, jy kan dit doen en dan betaal jy af soos jy boekies verkoop. Nou op die einde van die dag, en ek noem hierdie bedrag, want julle moet die bedrag weet, dit is baie geld. En dit was soos in 15 jaar terug. Op die einde van die dag het ek al R30.000 geskuld. Trek toe nou deur, ek sê, wel Here, as jy nou al die deure oopgemaak het, dan is dit nou seker wat ek moet doen, so, let's go, as sy bereid is om die geld te vat, en dan is dit so, dan is dit weer wat sy saai. En so het ek toe nou, het sy die boekie vir my geskryf, so, dan boekie kiekie, en ek het die boekie vir haar binne 3 maande terugbetaal. Sure. Maar toe die Here vir my deure in skole oopgemaak, en die skoolhoof, snaaks genoeg, wat vir my deure oopgemaak het in die skole, hy het nooit self die kursusse gedoen nie, in sy skool nie, maar hy het oral my deure oopgemaak. Maar, totdat ek hy skuld afbetaal het, toe trek myself Kaap toe, en iemand sê vir my, en hier begin You for Life se storie. En iemand sê vir my, gaan ek aangaan met die boelery in die Kaap, die boeliekursus, en ek sê, ek weet nie wat gaan in die Kaap aan nie, ons sal maar kom, en dan sal ons sien. So het Kaap toe gekom, en ons het so, ek het so 5-6 skole gedoen, ek het bietjie Tygerberg gedoen op kommunikasie en so aan. Ek dink die Here het my geld wil kry vir al die goedjies wat ek in my huis hou doen hier so regmaak. Maar toe het dit gestop. En ek gaan nooit na 'n Vrouedag ding toe by 'n kerk of iets. Ek is regtig nie die crowd mensie. Ek sal jy nou met jou gesels. One-to-one gesels, verstaan jy, of klein groepies. Maar die dag, Vrouedag, in die kerk waar ons hier aangesluit het, hou toe 'n diens. En ek toch in my lewe het 'n kerk nog nooit 'n Vrouedagdiens gehou nie. So laat ek gaan en laat ek kyk. Want ek sê toe vir my man, as ek wil betrokke raak, dan moet ek iewers by vroue betrokke raak. Dis sê ek, maar nou moet ek myself force. So gaan ek na die Vrouedag toe en ek sit daar en een leiertjie kom en sy praat met die vrou voor my en sy sê, ek hoor jy wil by selgroep aansluit. En sy verduidelik toe waar sy is, en sy sê, jy moet kom en dit, en die gees dring my en hy sê, jy wil ook gaan. En ek sê toe vir haar, mag ek ook kom? En sy sê, ja. En die vroukie het nooit gepitch, maar ek het gepitch. En 2 maande later, toe sê sy, hulle trek Oos-London toe. En daar is niemand om haar selgroep oor te vat. En ek sê, toe weet jy, kerke werk nie so nie. Ek is regtig 3 jaar alweer verhouding bou. Jy kom nie net in vat 'n selgroep oor, die kerk ken my glad nie. Maar ek is bereid om dit vir jou te doen tot julle iemand kry om dit oor te vat, net laat die doodloop nie. En sy sê, toe weet jy, ek gee nie regtig om oor die selgroep, ja, is baie, hulle sal weer gaan, maar ek gee om vir my life groep. En ek sê, wat's 'n life groep? En sy sê, ekskuus tog, ek moet net korrigeer hierso. Toe hulle daar bo was, toe hulle my vra, gaan ek aangaan met die boelery in die Kaap, toe sê ek weet nie, maar die Here wys my 'n groepie kleerlingkinders. Nou toe sê sy, haar life groep is 'n groepie kleerlingkinders, en ek dog, oh my word Lord, hier gaan ons. En ek gaan toe saam met haar uit, en sy het uitgegaan na hulle toe, en sy het vir hulle storieetjie gelees, paar liedjies gesing, elkeen 'n koekie gegee, en dan gaan sy weer weg. Ek is nie 'n saaier nie, ek is 'n planter. So ek hou nie so van teaching nie, ek hou van fasilitering. Of mense dit doen is nie my probleem nie, maar of hulle dit verstaan is my probleem. Nou die volgende jaar, toe is dit nou reg, toe is daar nou 'n nuwe tannie by die groep, en dit, en dit, en dit, en die eerste dag, mens vat mens altyd vir die kindertjies breinbrood met appelkooskoffie op. Ek weet hoe kom nie.
Die eerste dag gee ek vir hulle die broodjies en hulle lig die broodjies so op en hulle maak die broodjie toe. En dan sê hulle so honger hê. Ek dink, wat? Hoekom is julle nie honger nie? Hulle sê, almal gee vir ons bruin brood, maar kom skof ek toe. En ek ry daar weg en die Here sê vir my, vars witbrood met 'n proteïen op. Nou ek wil net een ding vir julle daar buite sê, as die Here jou roep, moet jy seker maak dat jou geroep. Dis verseker. Hy vra van jou alles. Hy vra nie van jou 'n donasie nie, hy vra nie van jou 'n offering nie, hy vra van jou sacrifice. Jou gees, siel en liggaam. En dan is daar regtig baie mense, en hier wil ek niemand te nakom nie, maar bly 'n feit, want mense gee en hulle commit te vinnig aan 'n saak. En hulle besef nie die sacrifice aan verbonde nie. En die punt is, dan sal mense kom en hulle sal gee vir 'n maand of 2 en dan gee hulle nie meer nie. En dan moet jy instep, want nou het jy betrokke geraak, daar's verantwoordelikhede wat jy moet nakom, en dit gaan nie meer oor jou nie. Oomblik as jy vir die Here ja gesê het, gaan dit nie meer oor jou nie. Dan staan jy langs die Here en dan is die ander ou jou fokuspunt. So jy kan nie net loop, jy kan nie net sê ek het nie geld nie, jy kan nie net sê nie. In elk geval en so ry ek toe nou, okay Here, vars brood, en dan kry ek baie donasies van brood, baie. Almal moet vir my gister se brood gee, nee sorry, vars brood. En so het ons van pilau nie na chicken toe gegaan en na alles toe, maar toe het ons die kindertjies genoem, Kids for Christ. Want hulle was so 'n groepie van 24 gewees, wat gekom het, aller ouderdomme, ons het in die middel van die village ontmoet, en toe gaan ek Kentucky toe. Een van die kinders sê toe eendag vir my, maar Tanya, ons is dieselfde as KFC, Kids for Christ. Ek sê, kom ons hoor by Kentucky. So ry ons Kentucky toe, en hulle borg toe elke einde van die kwartaal vir die kinders, vir die 25, meal for two. Sure. So dit was hierdie huge ding, as ek terugkyk na foto's, dan dink ek, die Here het lekker voorsien. So dit was 'n groot ding geweest, en Kersfees is 'n spesiale dag, hulle altyd vir ons hierdie meals voor toegeborg, KFC. En toe gaan ons na, dit was Kids for Christ geweest, en toe was dit, intussen iets anders gewees, wat ons so gesê het, maar dis nie net klein kindertjies, dit gaan iets anders so, en toe begin ons kinders hoërskool toe gaan, en toe sê ons, maar ons moet dit Youth for Life maak. Ons het dit eers Youth for Christ gemaak. Wat dit op 'n kool baie moeilik gemaak het om, want kyk as jy sê Youth for Christ, is dit 'n baie niche market. So wat dit vir ons moeilik gemaak om ons sponsorships te kry op die einde van die dag. So toe maak ons dit Youth for Life, want die Here is nog lewe. Hy sê, ek is die lewe, en ek sal vir jou lewe gee. En ja, so het ons maar begin, en Youth for Life vir my persoonlik was gewees, dat die Here vir my sê, weet jy, bring vir hulle iets anders. Bring iets anders. En toe moet ek sit en dink, wat het hulle nie? Daai kinders het nie dissipline nie. Hoekom gemeenskappe is soos dit is, daar's geen boundaries nie. Daar's geen dissipline nie, so daar's geen veiligheid nie. Want so min soos mense daarvan hou, selfs ek en jy, ons besteed dit feit. So min soos mense van boundaries en dissipline hou, soveel veiligheid en sekerheid bring dit vir jou. Ja, dit is so. Ja, so ek, as mens nou nog loop in die gemeenskap waar ek gewerk het vir 12 jaar, sê altyd hoor die kwaai tannie. En hulle weet as hulle my sien, is dat seker goed wat hulle mag en die mag het. Maar ek gee nie regtig om nie, want die Here sê in Johannes 15, die oomblik as hulle my gesien het hulle geweet hulle aangekla. Amen. En die punt is net, as hulle my sien, en hulle doen die beter ding, dan weet ek mos hulle weet. En my werk is om die waarheid vir hulle te bring. Maar ons is toen daar in die middel van die gemeenskap, en ons het die 24 kinders. En hier sê die vroukie, luister, haar man sê, nee, ons kan nie meer die lokaal gebruik nie. Nou sê ek vir die vrou saam met my, dis of die einde van die ministry, of die Here wil dit groter maak.
So soek ons 'n lokaal, soek 'n lokaal, en almal vra vir my geld, en ek sê, julle moet een ding onthou, julle betaal my niks, ek betaal die gemeenskap niks. Wat ek hier inbring, kos my geld. Ek gaan nie vir iets betaal nie. Ek is jammer, dis net, dan sit ek al onder die bome. Ek gee glad nie om onder die bome te sit nie. So gaan ek skool toe en die skool sê, die hele skool is julle sin. Ek sê, van, hier sit ek en jy nou. Met oor 1000 kinders, wat gaan ons doen? En weer wonderbaarlik bring die Here toe vir ons fasiliteerders, 8 fasiliteerders. Binne 2 weke het ons 8 fasiliteerders. So ons het toe 80 kinders gehuisves. Binne 2 maande. Maar toe het hulle maar weer uitfaseer. Want daar's hierdie deel ook daarmee as jy met vrywilligers werk. Baie vrywilligers kom omdat hulle het 'n hurt en om 'n goeie werk te doen, laat jou beter voel oor jouself. Maar dis hoekom ek het so wil beklemtoon, jy moet regtig geroepe voel. Want 'n goeie werk gaan jou net so ver vat. En die Here sê ook, doen die goeie werke wat ek voorberei. En dan sal jy geroep wees. As jy 'n goeie werk doen wat God nie voorberei het nie, glo ek daar's nie hawes nie. Dis 'n goeie werk, dit tel dalk in die hemel vir jou, ek weet nie, die Here is genadig, sy genade is groot. Ek dink nie die daai versie sou daar gestaan het, as daar enige iets was. En daarvoor wil ek ook sê, al saai jy die woord, al doen jy goeie, alle goeie werke het 'n voordeel. Amen. So ek wil nie vir enige ou sê, moenie 'n goeie werk doen nie. Ek wil net sê, as jy in 'n ministry ingaan, moet jy geroepe voel. Want hulle challenge jou en jy kan nie, as 'n kind jou challenge, of as 'n vrou jou challenge, of as iemand wat seer gekry het jou challenge, kan jy hulle nie daar los, omdat jy nie volwasse is om dit te hanteer nie. Want dan maak jy hulle seerder. Weet jy, terwyl jy so praat, en dis hoekom ek het so geniet. Ek glo die Here het so groot doel daarmee, met oor die getuienis, oor Jesus doen dit weer. Dan besef ons tot in die privaat sektor, werk dit so, dit wat jy nou deel. En ek het dit baie in die verlede gesê al vir mense, maar jy bevestig nou iets vir my in die gees, en dit is dat, baie mense doen 'n werk, maar net omdat dit 'n werk is. Maar die oomblik as jy 'n werk daar buite in die privaat sektor doen, waarvan jy hou, waarvoor jy lief is, gaan dit 'n sukses wees. Ja. Dit kom terug, en ek het dit al baie keer gesê, toe ek nog in die privaat sektor gewerk het, ek werk nie vir 'n maatskappy nie, ek werk by 'n maatskappy. Ja. Jy moet weet, jy werk, as jy in die privaat sektor doen, dit wat jy doen, moet jy geniet, jy moet 'n liefde daarvoor hê, en dit gaan net voorspoedig gaan met jou. Ja. Dan kom dit terug geestelik toe. As jy werklik alles wat jy doen vir die Here verheerlik, dit moenie oor jou gaan nie, Ja. dit moet oor die Here gaan, want dan werk jy vir die Here, dan werk jy nie vir jouself nie. Ja. Dit is net wat die Here nou vir my so openbaar, terwyl jy nou so praat. Ja. Nou wil ek vir jou vra, vir hoeveel jaar het jy in Pretoria besig gewees, voor jy tot Kaap toe gekom het? Hoe lank was dit daar? Eintlik baie kort, ek dink dit was net so 18 maande. Ja, Voordat ek het- jy Kaap toe moes? Ja, wat ek nou met hierdie boelie-projek in die skole besig was. Ek het detensieklasse, dit is nou alles weer voor die tyd gewees, maar die fisiese projek, die boelie-projek. Ek dink die vorige goed was maar om my voor te berei om my materiaal Dis te gee, korrek. want as ek kyk na al my fasiliteringsmateriaal, is dit regtig goed wat die Here my gegee het. Dit is nie iemand se counselling ding of iemand se goed en verstand gevat nie. Want soos ek jou sê, ek is 'n mens wat wil verstaan. Ja, Jy sal nou nog my iets sê, as iemand altyd vir my gesê het, maar jy moet jou naaste lief hê, sê ek, hoe moet ek my naaste lief hê? Dat beteken vir my niks sê ek moet my naaste lief hê nie. Regtig is nie prakties nie. Ja. Hoor jy, dit kan baie dinge beteken. Vir die een, vir tieners beteken dat jy kan by aanhou slaap. Hoor jy, vir dit beteken vir baie mense baie goed. So jy moet my vertel, wat beteken liefde? jy wil dit verstaan, soos jy Ek wil sê. dit verstaan. So, ja. Jy het vandag nou nog iets vir my, die fasiliteerder en die teaching kant. Jy weet, want baie keer deesdae die woord fasiliteerder word al hoe meer nou gebruik. Weet, maar wat is dit? Dit is 'n persoon wat werklik nie net die mense leer nie,
maar laat hulle verstaan. Ja. Weet, dit is nog iets wat jy vir my openbaar vandag, so, wow. Ek wil nou iets by jou Ek wil gou voor ons help van fasilitering af. Dis vir my altyd so belangrik, want ek het nou die dag vir iemand gesê, selfs in Bybelskole, leer mense baie goed, maar hulle leer nie mense nooit fasiliteer nie. En die punt is, fasilitering is vra. Fasilitering is eintlik nie maklik nie, want jy moet 'n outcome hê. Maar jy moet kan vra tot jy by die outcome uitkom. En dit moet jy kan doen deur wat die ander ou antwoord. Soos vir my amper, want ek kan nie as ek jou nou 'n vraag vra en ek wil jou by 'n punt uitbring, ek kan nie weet wat jy my antwoord het. So, fasilitering is eintlik werk en is 'n skill wat jy moet ontwikkel. En fasilitering vertel jou op watter vlak iemand is, hoe jy hom moet benader. Dis as jy nou vat van Jesus en die Samaritaanse vrou. Jesus het haar vrae gevra, tot hulle op dieselfde vlak gekom het. En toe kon hy uitreik na haar toe. Sure, weet jy, dit is so waar, as jy, hulle sê, baie mense sê dit, ek dink daar's, of dit 'n gesegde is nie, maar daar's nooit 'n dom vraag nie. Ja. En dit is, nou sê ek dit, en ek sê dit met amper hartseer in my, dat baie in die skole kan 'n onderwyser of onderwyseres vir 'n kind sê, ag man, moenie 'n dom vraag vir my vat. Ja. So ek wil vir die kinders daar buite sê, 'n volwasse persoon by jou werk, moenie bang wees om my vraag te vra nie. Want dit is presies wat Hetty nou sê, is dat as jy daai vraag vra, gaan dit daai persoon ook challenge wat vir jou besig is met onderwys, besig is met fasilitering. En dit is so nodig dat ons mekaar die vraag vra. Wat is dit? Dis eintlik vir ons geestelike voedsel. Daai vraag veroorsaak, dan sit 'n persoon hier langs jou, sê, ja, ek wil eintlik daai vraag vra, maar ek het dit nie die moed gehad. Ja, vra hom net. Vra hom, en as daai persoon sê, dan sê ek, presies wat Hetty nou gesê het, is, as jy vir die Here dinge doen, moet jy werklik geroep wees. Ja. Want jy kan dit nie doen op jou eie krag nie, op jou eie energie nie. Jy het die Heilige Gees nodig, vir daai leiding, vir daai krag. Ek weet, baie keer dan weet jy, kan jy glo, ek moet nou weer gaan doen. Ek en my vrou was vir 'n hele rukkie in Rafkin, en hulle was ook betrokke by hulle, by Celeste van Hy Kids. En ek het gesien, ek het vir 3 jaar die graad 4 klassies gehardloop. En hoe baie van daai kindertjies dit so waardeer het. Maar ek het ook iets agtergekom, hoe die kindertjies verskil tussen Engelse kinders en Afrikaanse kinders. Hoe die Afrikaanse kinders bietjie meer bang is om vrae te vra en dinge te sê, waar die Engelse kinders reguit my sal sê, luister, as ek wil graag hê om my pa te sien. Ek het hom nog nooit gesien, ek het hom nog net op 'n foto gesien. Sulke dinge is dit wat die Engelse kinders uitkom mee, en die Afrikaanse kinders nie. So jy weet baie meer, omdat jy by dit gewerk het. Jy weet, die leerlingkinders, hulle vra, en hulle sê, dit is 'n ding wat hulle vir my geleer het hier in die Kaap. Moenie, wie is, dit presies wat jy nou sê, oor Jesus en die Samaritaanse vrou, oor waar die skrifgeleerdes en fariseërs die straatvrou, die prostituut na Jesus toe gebring het en gesê, toe sê hy, die wat geen sonde het, en tel die eerste klip op. Jy weet, dit kom daarop neer. Wie is ons om te oordeel? As 'n persoon se verlede, iets gebeur het in sy verlede, dit is ons doel, wat Jesus ons op hierdie aarde geplaas het. Nou het jy gepraat van naaste liefde. Dit is om 'n persoon wat seer gekry het, die liefde van Jesus te betoon, en werklik om daar te wees vir hom, en om op te tel. En ons moenie skaam wees daaroor. Ons moenie, en as die Here met jou praat, jy sê, het jy nou, dit het begin met detensieklaste, en dit is soos hy gesê het. Weet, ek sê, terwyl jy praat van die boelies, baie van die boelies is, jy sê nou, is eintlik goeie leiers, maar is ook kinders wat eintlik 'n probleem het, miskien by die huis, en hulle weet nie hoe om daai probleem op te los nie, en dan begin hulle so optree. Presies. Het dit wat jy moet, dit gebeur het in jou tyd?
Ja, nee, presies. Dis so hulle skree. Ja. Jy weet, daai babatjie wat moet skree om te kan lewe, dis hulle skree, ons wil so graag lewe. Ja, dis En om hulle dan te help. dis eintlik 'n uitroep. 'n Ja. Boelie is 'n uitroep, nee. Ja. Ja, en dit is eintlik ook te maklik en ek het sien sosiale media is 'n goeie ding, maar het kan ook baie lelike ding wees. Ja. Is presies wat jy sê, as daai jong mens eintlik 'n uitroep het, Ja. moet ons hom nie nou met klippe begin gooi nie. Nee. En dit is wat hulle doen. Is dit wat ons as mens doen. Sure. Ek het een keer vir die kinders in die klas uitgedaag, ek het hulle drie stokkies gegee. Ek het stokkie lekkers. Ek het sê, jy gaan gee vir die ou wat jou die meeste boelie, en dan vir die ou wat jy die meeste like, maar nie jou maatjie is, en dan kan jy een eet. Dus julle tannie, boelie gaan ons gooi met klippe. Ek sê, jy sal nie, geen klip sal jou raak, jy glo my. Gee dit vir die boelie en hardloop weg. En die volgende week toe sê ek, en hoe het dit toe gegaan? Hulle sê dat ons gooi met klippe, maar nie een van ons is raak gegooi nie. Ek sê, wat het ek julle gesê? Ek los dit so kwartaal, ek sê hulle moet weer die oefening doen. En toe kon hulle dit actually gee vir die boelie. Sonder hulle die boelie het gevat. Sure. So nee, op die einde van die dag is dit hoe ons mense liefde leer, né? Ja. Aanvaar mekaar. En nog 'n ding van fasilitering is dat mense dat 'n mens homself verstaan. Die Bybel sê, laat jou gedagtes vernuwe. Maar laat jou gedagtes vernuwe. Nou sou jy die Bybel lees en jy sal jouself 'n vraag persoonlik oor elke paar versies wat jy lees. Dan vra jy jouself eintlik 'n vraag en hulle sê net as jy dink, verander jou gedagtes. Sure. Met ander woorde, as jy moet dink, hoekom doen ek dit? En jy moet dit vir jouself uitklaar, dan verander jou gedagtes. Anders as jy 'n woord hoor wat gepreach word en jy verstaan dit nie, dan justify jy gewoonlik jou optrede, of dit, of ag, jy kritiseer, ons ken ons van kritiek. Maar kritiek is eintlik opbouend. Ja. Dit hang af wat jy daarmee doen. Nee, jy moet volwasse wees om dit te kan vat. Verstaan, dis die ander ding. Ons kom maar terug na Jesus toe, né? Ons moet volwasse wees in Jesus Christus. Ja, ek dink in die Bybelse tyd was daar nie iemand wat meer kritiek in tyd wat hy in die 3 jaar wat hy op aarde werklik geëvangeliseer het. Ja. Glo ek het hy soveel kritiek gekry. En jy kan net weet, hy was nie 'n mens nie, maar dit maak vir ons die voorbeeld daar, dat ons nie moet gaan lê as iemand nou negatief iets sê oor, ons is nou besig om vir die Here 'n ding te doen, en dan kom die persoon en hy sê iets nie. Ek meen, ons het nou die dag ons op die strand gaan evangeliseer, en dit was vir my fantasties, dat ons op die einde van die dag 'n 98.8% suksesverhaal daar uit kon kry. So as jy so groot persentasie kry deur te evangeliseer, dan weet jy, hoor, jy is besig met die regte ding. Jy gaan daai kritiek kry van hier of 1 of 2, maar dit is so min, dat daai wat vir jou so positief laat voel, so goed laat voel vir dit wat jy besig om te doen, is daai brandstof vir jou, om vir jou te laat aangaan. Daai 0,2% moet geen effek op jou hê nie. So, Hetty, ek wil jou sê, ons tyd het opgeraak, maar dankie. Dankie dat jy saamkom gesels het, en ek glo, jy daar buite is iemand wat die Here mee praat, om soortgelyk iets te doen. Die wêreld is stikkend daar buite. Die woord van die Here, ja, die woord van die Here sê, die oes is ryp, die arbeiders is min. Ja, Baie sê, ons het nie die tyd daarvoor nie. Om my verskoning te gebruik. Ja. As jy vat, jy weet, hoe het jy die tyd gekry om al hierdie dinge te doen? God het voorsien. Die Here gee vir jou die krag, die Here bly vir jou lei, die Heilige Gees maak vir jou regtig bewus van dinge. As jy werklik geroep is om hierdie tipe van dinge te doen, en man, dan kan jy net, halleluja, jy voel jy wil op die berg gaan staan en skree, dankie Here. Ja. Want as jy sien, ek het, en ons sluit daarmee af, het ek 'n vroukie gehad wat nou al op pensioen is, sy was 'n welsynwerkster. En hoe sy 'n vroukie gekry het wat
as 'n kind, het sy uit die ouerhuis uitgevat en haar by pleegouers ingesit en dit het daai kind se lewe verander. Hoe sy nou 'n volwasse vrou geword het en sy self toe onderwyseres geword het. En 'n familie en als net vir haar gesê dankie. Weet, dit is sulke goedjies wat daai dankie van 'n kind is my meer as genoeg betaling. Daar is nie geld wat dit kan koop. Ek wil net gou nog eens sê, jammer as ek nou by die tyd gaan. Nee, Jy het gesê van mense sê ek het nie tyd nie. Ek wil net vir die wêreld daar buite sê, julle weet wat waardeer mense die meeste. As jy verby 'n ou tannie loop en jy gaan staan stil en jy gee haar net 'n drukkie. As jy kom en jy sê vir die cashier agter die cashier, hoekom lyk jy so down vandag? Ek bedoel, kom ek bid vir jou, Jesus het jou lief. Dit is ook om vir Jesus te lewe. Dit is nie net hierdie groot dinge nie, dit is nie net hierdie stage dinge nie, dit is nie net al hierdie dinge nie. Dis die klein dingetjies, die klein dingetjies. Ek is so besig om Johannes te lees, en as jy Jesus wil leer ken deur Johannes, sal jy sien hy het nooit 'n stage gesoek nie. Nooit nie, hy het altyd so gedoen, dat sy Vader verheerlik word. Amen. Eddie, baie dankie. Ons wil vir jou sê, dankie vir jou tyd wat jy opgeoffer het, en ek gaan u groet tot 'n volgende keer, dan gaan ons ook afsluit met gebed. Baie dankie vir die saamkuier. Gaan jy vir ons afsluit asseblief, my sussie? Ek sal afsluit met gebed. Jy baie dankie vir hierdie groot voorreg om te kan gesels en te kan deel, en sommer net wie ook al hierdie woord moet hoor, dit sal hoor, dat u in hulle harte sal stir, Here, wat ook al hulle gehoor het, maar dat u hulle die courage sal gee om op te staan. Here, dat u vir die wêreld en vir ons Christene daar buite die courage sal gee om op te staan en vas te staan in hierdie tye wat skrikwekkend kan voel. Maar dat ons die waarheid sal weet, dat Jesus leef en Jesus kom vir ons. En omdat hy leef, sien ons kans vir môre. Amen. Amen. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat u regeer. Siel van God.